Hartlik goeiemôre, mag die Here u baie ryklik seën en sy wonderlike doel in die hart en lewe ook so bereik. Nou liewe vriende, zebras is natuurlik vir ons die meeste van die tyd baie mooi om te sien, maar hulle is eintlik baie genadeloose diere dan ook. As daar 'n dier wat swak is, of dit nou 'n klein blou wille bees sal wees of selfs 'n klein zebraatjie wat te veel sal geleide maak en op die manier roofdiere trek, dan sal hulle daai een as 'n vreemdeling hanteer en nie as deel van die trop sien nie, en hulle sal hom doodskop of doodmaak dan net sodat hy nie die res van die trop in gevaar moet stel dan ook nie. So hulle het baie min tyd vir 'n iemand of iets wat vreemd optree, want dit bedreig hulle veiligheid. Ons kan nogal ietsie leer daaruit ook vir ons eie geestelike lewe. Nou liewe vriende, wanneer ons in 1 Petrus lees, dan is daar nog 'n baie interessante woord wat in die eerste vers voorkom ook. 1 Petrus sê vers 1: Petrus, apostel van Jesus Christus, aan die vreemdelinge van die verstrooiing in Pontius, Galasië, Kappadosië, Asië en Bitinië. Nou wie sal u beskou as 'n vreemdeling, liewe vriende? Gewoonlik as iemand bietjie snaaks aangetrek is, of ons is nie gewoond aan hulle manier van aantrek of hoe hulle baard mag dra nie, liewe vriende, dan sou ons dadelik so iemand sien as 'n vreemdeling wat daar in ons midde teenwoordig dan ook is. En tog kom Petrus hierso en hy kom sê ek skryf aan die vreemdelinge. Wie sou die vreemdelinge dan gewees het? Efesiërs 2 vers 12 sê, en dat julle in die tyd sonder Christus was vreemdelinge van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten aansien van die verbond van die belofte, sonder hoop en sonder God in die wêreld. En hier verwys hy na die heidene, en dat die heidene dan wat nog nie die Here geken het nie, nog vreemd was, maar toe hulle by die Here uitgekom het. So heel moontlik is hierdie vreemdelinge na wie hy verwys, heidense kinders van die Here, met ander woorde, nie Jode wat tot bekering gekom het dan ook. Vreemdelinge, liewe vriende, kan soms snaakse optredes hê. Ons is nie gewoond aan hulle optredes nie. Hoe moet 'n vreemdeling dan optree? In 1 Petrus 1 vers 17 sê, en as jy hom as Vader aanroep wat sonder aanneming van die persoon oordeel, volgens elkeen sy werk, wandel dan in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap. Met ander woorde, die kind van die Here in hierdie wêreld is 'n vreemdeling in hierdie wêreld. As die Here iemand se siel gered het, is jy heeltemal vreemd vir hierdie wêreld. Die wêreld verstaan jou nie en jy verstaan hulle nie lekker nie. En daarom, liewe vriende, is ons in hierdie wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld nie. En ons is maar net 'n kort tydjie hier, want ons gaan na die huis van die Here, na die hemelhuis wat sekerlik vir ons wag. Ons burgerskap is nie hier nie, maar in die hemel. En daarom is ons as vreemdelinge oor hoe ons dink en hoe ons optree en die waardes en beginsels wat ons het. Wat beteken die woorde dan in hierdie vers wandel in vrees? Nie oor vrees oor die duiwel of oor mense of oor die wêreld nie. Nie vrees wat sonde bevorder nie, liewe vriende. Dit is verkeerd. Maar die vrees van die Here, die vrees wat 'n heilige lewe bevorder, dis die vrees waarin ons moet wandel terwyl ons hier op aarde dan ook is. En mag die Here ons daartoe help, dat ons so sal optree as vreemdelinge in hierdie wêreld tot eer van God se naam dan ook. Ons sien, liewe vriende, in die tweede opsig, waarvan was hulle vreemdelinge voor hulle by God uitgekom het, liewe vriende. Daar's 'n tyd wat hulle as vreemdelinge opgetree het, liewe vriende, en ons mag dalk bietjie dink, joh, maar was dit so gewees? Was hulle vreemdelinge van, en waarvan was hulle die vreemdelinge? Hulle was vreemdelinge van God gewees, liewe vriende. En dit is die probleem in elke mens se lewe. Ons is gebore as 'n vreemdeling van God en daarom moet ons tot bekering kom. En daar staan nog vir Efesiërs 2 vers 12, dat julle in die tyd sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel, vreemdelinge ten aansien van die verbond van die belofte, sonder hoop en sonder God in hierdie wêreld. En dan sê in vers 19, so is julle dan nie meer vreemdelinge nie. Met ander woorde, hulle was eers vreemdelinge van die Here. Hulle het die Here nie geken, hulle het die Here nie gedien nie. Die Here het hulle nie verander, het hulle nie nuut gemaak nie. En daarom het hulle nodig gehad om by die Here uit te kom. Toe hulle tot bekering kom, was hulle nie meer vreemdelinge vir God nie, maar vreemdelinge in hierdie wêreld. En dit is, liewe vriende, hulle het verander. En dis die wonderlike saak wat daar is in Efesiërs 2 vers 19. So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges, van die huisgenote van God.
Weet, dit word nogal goed beskryf eintlik daar in Matteus 17 vers 25 en 26. Die Here vra vir Simon, wat dink jy? Van wie neem die konings van die aarde tol of belasting? Van hulle seuns of van die vreemdelinge? Petrus antwoord hom, van die vreemdelinge. Jesus sê vir hom, dan is die seuns vry. En eintlik wat die Here vir hom sê, ons is nie van hierdie wêreld nie, ons is seuns, kinders van God. En weet julle vriende, terwyl ons kinders van die Here is, maar vir die wêreldvreemdelinge is daar 'n vermaaning oor hoe ons moet optree. 1 Petrus 2 vers 11 sê, geliefdes, ek vermaan julle as bywoners en vreemdelinge om julle te onthou van vleeslike begeertes wat stryd voer teen die siel. En hou julle lewenswandel onder die heidene skoon, sodat as hulle van julle kwaad spreek soos van kwaaddoeners, hulle dit nie op grond van die goeie werke wat hulle aanskou God kan verheerlik in die dag van besoeking. Is dit nie wonderlik nie, liewe vriende? Ons moet vreemd wees vir sonde, maar ons moenie vreemd wees vir 'n heilige lewenswandel nie, sodat dit tot 'n getuienis kan wees dat ander mense by die Here mag uitkom. Mag ons die goeie werke wat saam met geloof gaan uitleef. Kom ons bid. Ons dierbare Here, baie dankie dat ons nie 'n vreemdeling hoef te wees nie, maar dat ons tot eer van die wonderlike naam kan leef en omdat U 'n mens nuut maak. Amen.